Die tweede brief van Petrus. Dis geadresseer aan dieselfde netwerk van kerke as Petrus se eerste brief. En dis waarskynlik vanaf dieselfde plek in Rome geskryf. Petrus het bewus geraak van die feit dat hy binnekort sou sterf. En die bewyse wat ons van die vroeë tradisies het, is dat Petrus tereggestel is deur die Romeinse regerders gedurende die regering van keiser Nero. Hierdie brief dien dus as Petrus se afskeidsboodskap. Hy begin met 'n laaste uitdaging, dat Jesus se volgelinge mense moet wees wat nooit ophou groei nie. En dan word dit gevolg deur twee laaste waarskuwings oor 'n groeiende aantal korrupte leermeesters wat die Christen in hierdie kerkgemeenskappe op 'n dwaalspoor lei. Eerstens deur hulle korrupte leefstyl en tweedens deur hulle verdraaide teologie. Regdeur die brief staan Petrus beskuldigings teen wat deur hierdie leermeesters teen homself en die ander apostels gemaak word. En Petrus se doel is om selfvertroue en orde in hierdie kerkgemeenskappe te herstel. So Petrus begin deur hierdie kerke te herinner dat deur Jesus God mense genooi het om deelnemers te wees aan sy eie goddelike natuur. Wat beteken om deel te hê aan God se ewige lewe en liefde, wat verstommend is. En dit vereis 'n lewenslange antwoord. Om hierdie geskenk te ontvang, beteken 'n verbintenis om dieselfde karaktereienskappe te ontwikkel wat God se eie goddelike natuur kenmerk. Petrus lys 7 eienskappe om na te streef. En die laaste een omvat en kroon al die ander, dis die liefde. Wat volgens Jesus beteken om jouself toe te wy aan die welsyn van ander mense, ongeag hulle reaksie of wat dit kos. Om lief te hê volgens Petrus is om deel te hê aan God se eie lewe. Petrus verklaar dan die doel van die brief. Dit gaan dien as herdenking van sy onderrig wat oorgedra kan word aan volgende geslagte. Want hy gaan nie veel langer hier wees om dit self te kan gee nie. So voordat hy sterwe, wil hy hierdie besware en aantuigings wat gemaak word deur die leermeesters wat Jesus en die apostels se lering verdraai, aanspreek. Petrus spreek eerstens 'n beskuldiging aan wat deur die skeptici herhaal word in sy tyd en in die toekoms, naamlik dat hy en die apostels net al hierdie dinge opgemaak het oor Jesus wat uit die dood het opgestaan het en koning van die wêreld is. Jesus gaan nie regtig eendag terugkom nie. Dis bied Petrus sy eie ooggetuie getuienis aan van 'n kragtige oomblik van Jesus se transformasie op die berg. Onthou die verhaal van Markus hoofstuk 9? Die apostels het gesien hoe Jesus as koning verheerlik is. En sy opstanding beteken dat hy lewe as koning en eendag sal terugkeer om die wêreld te red. En die toekomstige terugkeer van Jesus om God se koninkryk te bring, dit vervul waarna al die antieke skrifte nog die hele tyd heen wys. Die woorde van die Ou Testamentiese profete is nie opgemaakte fantasieë nie. God het eerder self met ons gepraat deur hierdie menslike woorde van die skrif en deur die mens Jesus. Petrus gaan dan voort om die bedreiging wat deur die korrupte leiers in die kerk gemaak word aan te spreek. En hy fokus op meer besware as wat hulle opper. Eerstens ontken hierdie leermeesters die hele idee van 'n finale afrekening wanneer God alle mense verantwoordelik sal hou vir hulle keuses. En hierdie ontkenning is wat die leermeesters gerieflikheidshalwe help om Jesus se leer oor geld en seks te ignoreer. Want hulle maak oop wins deur in die kerk te onderrig om nie te praat van hoe hulle rondslaap nie. Maar Petrus herinner die leser dat God rebellie kan en sal vergeld met sy geregtigheid. Hy noem 3 antieke voorbeelde toe God dit gedoen het. Hy noem eers die verhaal van die seuns van God in Genesis 6, soos dit vertel word in 'n baie populêre Joodse werk van daardie tyd, wat 1 Henog genoem is. 1 Henog sê die seuns van God is rebelse engele, wat teen hom oortree het en by vroue geslaap het, en hiermee God se oordeel verdien het. Petrus verwys dan na die verhaal van die antieke vloed en dan van die verhaal van Sodom en Gomorra. In elke geval was daar 'n rebellie wat gelei het tot 'n goddelike oordeel. Maar, sê Petrus, God was altyd getrou om sy mense te verlos en gebruik die verhaal van Lot as voorbeeld. Petrus verbind hierdie antieke verhale met die leermeesters se korrupte manier van lewe. Hulle is ook agter geld en seks aan.
Hulle verag God se gesag en lei ander mense om te dink dat God nie omgee oor morele besluite nie. Hy sê, hulle leer ander 'n boodskap van Christelike vryheid en hulle gebruik dit as 'n verskoning om te doen wat ook al hulle wil. Dit is waarom Petrus na Paulus se briewe later in hoofstuk 3 verwys. Dit wil voorkom of hierdie leermeesters Paulus se boodskap van vryheid in Christus verdraai het. Maar dis nie die tipe vryheid wat Paulus bedoel het nie. En Petrus maak dit duidelik dat hierdie leermeesters nie waarlik vry is nie. In werklikheid is hulle slawe van hulle liggaamlike drange. En die feit dat hulle Christene is, maak dit selfs meer tragies, omdat hulle Jesus se lering ken, maak dit hulle dubbel so verantwoordbaar. Hulle het patetiese voorbeelde geraak van die antieke spreek oor 'n hond wat na sy braaksel terugkeer en 'n gewaste vark wat teruggaan modder toe. Petrus spreek dan die redenasie aan wat lei tot die leermeesters se verwerping van die finale oordeel. Hulle sê, geslagte van God se mense kom en gaan sonder dat hulle hoop vervul word. Waar is hierdie beloofde terugkoms van Jesus? Paulus antwoord deur te wys hoe kortsigtig hierdie beswaar is. Hy sê, kyk rondom julle, na hierdie besonderse heelal waarin ons bly. Die feit dat ons hoegenaamd bestaan, beteken dat God se woord op 'n gegeewe oomblik in die verlede ingetree het, op daardie dramatiese wyse om iets uit niks en orde uit chaos te skep. En hy kan dit weer doen. So die eintlike vraag is, waarom neem God so lank? Maar Petrus herinner ons dat ons menslike begrip van tyd uiters beperk is. Die lang uitgestrekte tyd waardeur God werk, pas nie netjies in die raamwerk van ons baie kort lewens nie. Hierdie lang tyd is in werklikheid 'n teken van God se geduld, want elke geslag word die kans gebied om sy eie selfsug te erken, om homself te verneder en skuld te erken voor God se vrygewige genade. En God se genade sal die verhaal beëindig op die dag van die Here. Hier neem Petrus beelde uit die profetiese gedigte van Jesaja en Sefanja, wat die dag van die Here se oordeel as 'n verterende vuur beskryf. Petrus sê, die hemele sal vergaan en die stoigeia sal deur vuur smelt. Dit is 'n Griekse woord wat na die elemente kan verwys. In hierdie geval beteken dit die ontbinding van die materiaal van die heelal. Of meer waarskynlik verwys dit na die hemelliggame, met ander woorde, die sterre. Dit is wat hierdie woord beteken in Jesaja 34 waaruit Petrus aanhaal. En in hierdie geval is die vers 'n metafoor van die hemelruim wat oopgeskeur word by wyse van Spreuke voor die God wat alles sien. En dis waarom Petrus sê, op die dag van die Here sal die aarde en al sy werke ontbloot word. Die uiteindelike doel van God se verterende geregtigheid is nie om die materiële heelal te vernietig nie, maar eerder om boosheid en onregverdigheid te ontbloot en dit te verwyder, sodat 'n nuwe tipe van hemel en aarde na vore kan kom, een wat deurdrenk is met geregtigheid, vol van God se liefde en mense wat God ken en liefhet en hul naaste liefhet soos hulself. Petrus sluit af deur te sê, dit is die ware Christelike hoop wat Jesus en al die apostels, insluitend Paulus, aangekondig het. Daai geskrifte kan verkeerd verstaan word as jy dit uit verband uitruk, maar al die apostels stem daaroor saam. En so eindig Petrus se laaste toespraak aan die kerk. Die gevoel van 2 Petrus is regtig intens, maar sy passie kom van 'n sterk oortuiging dat God hierdie wêreld liefhet en dat hy vasbeslote is om dit deur Jesus te red. So dit beteken dat God se liefde die sonde en onregverdigheid wat sy geliefde wêreld reuneer, moet konfronteer en vergeld. En op God se eie tyd sal hy dit doen. Daardeur maak hy 'n nuwe toekoms oop vir die mensdom en die heelal. 2 Petrus het dus 'n wye, omvattende visie van hoop vir die hele wêreld. En dit daag ons uit om ons eie daaglikse lewens te ondersoek. Dit is waaroor die tweede brief van Petrus gaan.